1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Deborah. 900 strydwaans teen een dapper vrou. Daar was 'n vrou wat onder 'n palmboom gesit het en oor 'n hele nasie geregeer het, terwyl 'n vreeslose leer haar land bedreig het. Deborah was 'n profetes en sy was ook 'n rigter oor Israel, wat beteken sy het geskille opgelos en die volk raad gegee. Die mense het van heinde en verre gekom om onder haar palmboom te sit en na haar wysheid te luister. Israel het egter groot moeilikheid gehad. 'n Wrede koning met die naam Jabin het hulle vir 20 jaar onderdruk en sy leerhoof Sisera het 900 strydwaans gehad. 900! Die volk was doodbang en het nie geweet wat om te doen nie. Deborah roep toe vir 'n man met die naam Barak. Die Here sê jy moet 10,000 manne saamneem berg toe, na Tabor. Hy gaan Sisera se leer na die Kison rivier toe lok en hy gaan hulle in jou hande gee. Barak se hande begin egter sweet, net by die gedagte. 900 strydwaans teen gewone mans met swaarde? Ek sal net gaan, sê hy, as jy saam met my gaan. En Deborah frons vir 'n oomblik, maar staan dan sterk. Goed, ek sal saamgaan, maar onthou dit, die eer vir hierdie oorwinning gaan nie aan 'n man behoort nie, maar aan 'n vrou. Hulle beweeg berg toe met 10,000 manne agter hulle aan. En Sisera hoor van die opmars en hy spring op sy strydwa. Sy 900 strydwaans ratel agter hom aan oor die vlakte. En Deborah staan op die berg en kyk af na die geratel van wiele in die verte. Haar oë is skerp, haar asem is stadig. Staan op, roep sy vir Barak. Vandag gee die Here Sisera in jou hand. Barak en sy manne storm van die berg af. Reg op daardie oomblik begin die wolke oopbars en 'n stortreën val neer op die vlakte. Die Kison rivier swel op, die grond word modderig en Sisera se pragtige strydwaans sak vas in die sluik. Sy manne spring paniekerig af en hardloop te voet weg, maar Barak se manne jaag hulle in. Sisera self spring van sy wa af en hardloop, tot hy by 'n tent kom waar 'n vrou met die naam Jaal woon. Sy nooi hom in. Sy gee hom melk om te drink en trek 'n kombers oor hom, terwyl hy uitgeput gaan lê en slaap. Terwyl hy diep slaap, sluip Jaal nader met 'n tentpen en 'n hamer in haar hande. Haar hart klop hard, maar haar hande is vas. Sy weet, hierdie oomblik gaan alles verander. Toe Barak eindelik by die tent aankom op soek na Sisera, kom Jaal uit en sê net, kom kyk na die man wat jy soek. En so word Deborah se woorde waar. Die eer gaan nie aan 'n man nie, maar aan 2 dapper vroue, wat gewys het, jy hoef nie die sterkste of die grootste te wees om te oorwin nie. Net gewillig om op te staan wanneer God jou roep. Fluit, my storie is uit. En vir die ouers of oupas en oumas wat saam geluister het, Deborah het nie 'n swaard opgetel nie. Sy het net gedoen wat sy geweet het reg is, met kalmte en met vertroue. Al was die vyand groter en sterker as enige wat haar volk nog gesien het. Ons dink partykeer moed lyk soos groot spiere of harde woorde, maar Deborah wys vir ons iets anders. Soms is moed net om rustig op te staan wanneer almal om jou paniekerig is. Vanaand kan jy dalk vir jou kind of kleinkind vra, waar sit jy by jou palmboom? Of waar voel jy die veiligste om raad te gee of te vra? Of het jy al ooit kalm gebly terwyl almal om jou paniekerig was? Klein gesprekkies soos hierdie bou groot harte.
dankie dat julle hierdie storie saam met ons beleef het. Sien julle volgende keer.